Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 21ste Julie 2026. Ons doen die nuus in kolle en ons hoofopskrif vir vandag sê: Landros onttrek haarself in Bethlehem aan 'n poging tot moordsaak. Nog berigte: polisie op Mosselbaai werk in vraghouers. Kat Matlala se saak oor 'n huurmoord is voor die hof. SA hokkiespan in Augustus by Wêreldbeker betrokke. George Russell ontevrede oor sy ongeluk in Belgiese Grand Prix. Karibeker, Hawies Fourie is trots op sy oorwinning oor die Blou Bulle. 'n Streeklandros het haarself onttrek aan 'n poging tot moordsaak wat tans in die streekhof in Bethlehem dien. Die saak spruit voort uit 'n beweerde bakleierery wat by 'n plaaslike pub uitgebreek het en wat uiteindelik gelei tot ernstige strafregtelike aanklagte. Volgens die inligting wat beskikbaar is, het 'n woordewisseling tussen verskeie persone glo in 'n fisieke konfrontasie ontaard. Die situasie het vinnig hand uitgeruk, waarna een persoon na bewering ernstig aangerand is. Weens die aard van die beserings en die omstandighede van die voorval, het die staat besluit om aanklag van poging tot moord teen die beskuldigde in te stel. Die hofrigting het egter 'n nuwe wending geneem toe die streeklandros besluit het om van die saak te onttrek. Hoewel die rede vir die onttrekking nie amptelik bekend gemaak is nie, gebeur dit soms wanneer 'n landros van mening is dat daar omstandighede is wat die druk van onpartydigheid kan beïnvloed. In sulke gevalle is dit 'n algemene regspraktyk dat die saak aan 'n ander landros toegewys moet word om te verseker dat die verhoor regverdig en onafhanklik verloop. Die onttrekking beteken nie dat die beskuldigde skuldig of onskuldig is nie. Dit het ook geen invloed op die meriete van die saak nie. Dit is bloot 'n prosedurele stap om die integriteit van die hofprosedure te beskerm. Die saak sal nou waarskynlik uitgestel word totdat 'n nuwe streeklandros aangewys is om die verrigtinge voort te sit. Beide die staat en die verdediging sal dan weer in die hof verskyn wanneer 'n nuwe hofdatum vasgestel is. Die voorval het reeds groot belangstelling in Bethlehem gewek, aangesien dit by 'n bekende plaaslike pub plaasgevind het. Sulke gewelddadige voorvalle laat weer vrae ontstaan oor veiligheid by kuierplekke, die verantwoordelike gebruik van alkohol en hoe geskille vinnig in ernstige geweld kan ontaard. Soos met enige strafsaak geld die beginsel dat die beskuldigde onskuldig is totdat skuld bo redelike twyfel in 'n bevoegde hof bewys is. Die hof sal uiteindelik op grond van die getuienis en feite wat tydens die verhoor aangebied word, besluit of die beskuldigde skuldig bevind word of nie. Die polisie is op soek na 'n bestuurder wat 'n beweringe ongeluk in Parklands veroorsaak het voordat hy van die toneel af weggevlug het. Volgens die eerste inligting het die bestuurder beheer oor sy voertuig verloor en met groot krag deur 'n muur van 'n eiendom gejaag. Die botsing het groot skade aan die muur en die voertuig veroorsaak. Na die ongeluk het die bestuurder glo hy die voertuig geklim en te voet van die toneel af weggevlug. Teen die tyd dat die nooddienste en die polisie opgedaag het, was die bestuurder reeds weg gewees. Die polisie het 'n ondersoek van stapel gestuur om vas te stel wat die ongeluk veroorsaak het. Beamptes ondersoek ook waarom die bestuurder van die toneel afgevlug het. In sulke gevalle kan vlug van 'n ongelukstoneel tot verdere strafregtelike aanklagtes lei, benewens enige aanklagte wat uit die botsing self mag voortspruit. Niemand is volgens die beskikbare inligting ernstig beseer nie, maar die eiendom het aansienlike skade opgedoen. Die koste van die herstelwerk moet nog bepaal word. Speurders is besig om getuienis op te spoor en beskikbare sekuriteit en CCTV-kameras uit die omgewing te ontleed. Die doel is om die bestuurder te identifiseer en vas te stel wat in die oomblikke voor die ongeluk gebeur het. Die polisie bedoel 'n beroep op enige iemand met inligting oor hierdie voorval of die bestuurder se identiteit om na vore te kom. Enige inligting kan help om die verdagte op te spoor en die ondersoek af te handel. Die bestuurder is nog nie in hegtenis geneem nie en die ondersoek duur voort. Soos met enige strafregtelike ondersoek, bly enige verdagte onskuldig tot sy skuld aan 'n hof bewys is. 'n 25-jarige man het sy lewe verloor nadat hy in 'n motorongeluk naby die Parel betrokke was. Volgens die eerste inligting het die ongeluk plaasgevind toe digte mis die sig in die pad ernstig belemmer het. Nooddienste is na die toneel ontbied waar hulle die bestuurder in die wrak aangetref het. Ondanks hulle pogings kon die man nie gered word nie en is op die toneel dood verklaar. Die digte mis het na bewering die padtoestande baie gevaarlik gemaak. Motoriste in die omgewing moes stadiger ry het en hulle hoofligte gebruik om sigbaarheid te verbeter. Owerhede waarsku gereeld dat swak sig een van die grootste gevaar op Suid-Afrikaanse paaie is, veral gedurende die wintermaande. Die polisie het 'n ondersoek na die presiese oorsaak van hierdie ongeluk geopen. Hoewel die digte mis vermoedelik 'n rol gespeel het, sal die ondersoekbeamptes die moontlike faktore, insluitend die toestand van die voertuig, die padoppervlakte en die omstandighede van die botsing ondersoek. Die identiteit van die oorledene is nog nie amptelik bekend gemaak, aangesien sy naasbestaanes eers in kennis gestel moet word. Owerhede doen intussen 'n beroep op motoriste om uiters versigtig te bestuur wanneer daar mis voorkom, hulle spoed te verminder
en veilige volgafstande te handhaaf en hulle ligte aan te skakel om die risiko van ernstige ongelukke te beperk. Die ondersoek duur voort. Die sakepersoon Kat Matlala en sy mede-beskuldigdes het in die Hooggeregshof van Johannesburg onskuldig gepleit op aanklagte wat verband hou met beweerde huurmoordpogings. Die staat beweer dat die beskuldigdes deel was van 'n sameswering om 'n huurmoord uit te voer. Volgens die aanklaer sal getuienisse en bewyse tydens die verhoor aangebied word om die beweringe te staaf. Matlala en sy mede-beskuldigdes ontken egter al die aanklagte teen hulle. Hulle regspanne voer aan dat hulle nie by onwettige plan of huurmoorde betrokke was nie en dat die staat die aanklagte sal moet bewys. Die hof het die verrigtinge begin deur die aanklagte van die beskuldigdes voor te hou, waarna elkeen formeel aangedui het dat hy onskuldig gepleit het. Die verhoor sal voortgaan met die aanhoor van getuienis, die voorlegging van dokumentêre bewyse en moontlike forensiese getuienis. Die huurmoorde is een van die ernstigste misdrywe in die Suid-Afrikaanse regstelsel. Indien iemand skuldig bevind word, kan dit tot swaar tronkstraf lei. Daarom sal die hof elke stuk getuienis deeglik oorweeg voordat die uitspraak gelewer kan word. Die toestand van sekere polisie-infrastruktuur in Mosselbaai het groot kommer gewek nadat dit bekend geword het dat vraghouers omskep moet word om as tydelike kantore te dien. Volgens die beskikbare inligting is die bestaande geriewe nie meer voldoende om die daaglikse werksaamhede van die polisie te ondersteun nie. Die gebou is verouderd en daar is 'n tekort aan kantoorruimtes wat daartoe gelei het dat tydelike vraghouers nou ingerig word om personeel te huisves. Die gebruik van vraghouers as kantoor is bedoel om polisielede in staat te stel om hulle werk voort te sit terwyl langtermyn opgraderings of nuwe fasiliteite beplan word. Hoewel hierdie oplossing vinniger geïmplementeer kan word, meen baie inwoners en gemeenskapsorganisasies dat dit nie 'n volhoubare antwoord op die infrastruktuurprobleme is nie. Kritiese polisielede verdien in moderne en veilige omstandighede waar hulle die publiek doeltreffend kan dien. Hulle voer aan dat swak infrastruktuur die werksomgewing bemoeilik en uiteindelik ook dienslewering aan die gemeenskap kan raak. Die situasie plaas weer die kollige behoefte aan groter investering in polisiegeboue en openbare veiligheid. Die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika, NERSA, het erken dat verdere verhogings in kragtariewe 'n groot negatiewe uitwerking op die land se ekonomie kan hê. Stygende elektrisiteitskoste plaas die toenemende druk op huishoudings, ondernemings en die nywerheidssektor. Volgens NERSA is daar kommer dat dierder elektrisiteit die koste van produksie en dienslewerings verder sal verhoog. Wanneer besighede meer vir krag moet betaal, word daardie ekstra koste dikwels aan verbruikers deurgegee. Dit beteken dat pryse van voedsel, klere, brandstof en vervaardigde produkte en talle ander dienste verder kan styg. Klein en medium ondernemings is veral kwesbaar. Baie van hulle sukkel reeds met hoë bedryfskostes en nog kragverhogings kan daartoe lei dat sommige ondernemings hulle deure moet sluit, personeel aflê of uitbreidingsplanne staak. Dit kan weer werksgeleenthede verminder en ekonomiese groei verder vertraag. Die Suid-Afrikaanse regering wil 750 miljard rand se nuwe beleggings teen 2027 lok in 'n poging om die land se vervaardigingssektor te versterk en die afname in nywerheidsontwikkeling om te keer. Die plan fokus op die uitbreiding van gespesialiseerde industriële ontwikkelingsgebiede om nuwe fabrieke, ondernemings en werksgeleenthede te skep. Die industrialisering verwys na die geleidelike afname van vervaardiging en nywerhede in 'n land. Suid-Afrika was jare lank gelede een van Afrika se sterkste vervaardigingsekonomieë, maar uitdagings soos beerdkrag, swak spoor en hawe infrastrukture, hoë logistieke koste en lae ekonomiese groei het daartoe gelei dat baie ondernemings hulle produksiekoste verminder. Die hoofafrigter van die Sanlam Boland Cavaliers, Hawies Fourie, het sy tevredenheid uitgespreek na sy span se indrukwekkende 24-10 oorwinning oor die Vodacom Blou Bulle. Fourie sê die spelers het karakter, dissipline en vasberadenheid getoon om die sege in 'n moeilike weeromstandighede te behaal. Volgens Fourie was die oorwinning 'n goeie begin van die seisoen, maar hy beklemtoon dat dit slegs een wedstryd is. Tog glo hy, daar is nog verskeie aspekte van hulle spel wat verbeter moet word voordat hulle teen die volgende teenstanders te staan sal kom. Fourie het verder gesê dat konsekwentheid die sleutel tot sukses sal wees. Hy wil hê die Cavaliers moet week na week dieselfde intensiteit, dissipline en werksetiek op die veld wys. Volgens hom sal een goeie oorwinning niks beteken as die span nie daarop kan voortbou nie. Die Boland Cavaliers het die afgelope tyd gewys dat hulle weer 'n mededingende krag in Suid-Afrikaanse provinsiale rugby is. Die hoofafrigter van die Toyota Cheetahs, Frans Steyn, is baie tevrede nadat sy span die Lions Sondag in Bloemfontein in hulle eerste Currie-beker-wedstryd van die seisoen gewen het. Die oorwinning was 'n uitstekende begin vir die Vrystaaters en gee die span 'n belangrike hupstoot vir die res van die kompetisie. Steyn het na die wedstryd gesê hy is trots op die karakter en veggees wat sy spelers gewys het. Volgens hom het die span hard gewerk gedurende die voorbereiding en dit was bemoedig om te sien hoe die spelers hulle planne op die veld uitgevoer het.
Hoewel hy die sege verwelkom, sê Steyn, die span moet nou gefokus bly en op hierdie momentum voortbou. Hy beklemtoon dat die Karibebeker 'n lang en uitdagende kompetisie is en dat konsekwentheid die sleutel tot sukses sal wees. Die Mercedes-jaar George Russell sê hy steeds teleurgestel nadat sy wedren in die Belgiese Grand Prix Sondag vroeg tot 'n einde gekom het na 'n botsing op die baan. Sy wedren is egter ontspoor toe hy 'n botsing met 'n ander motor betrokke was. Die skare aan sy Mercedes was te groot om voort te ry en hy moes die wedren vroeg staak. Na die Grand Prix het Russell erken dat dit 'n bitter teleurstelling vir hom was. Hy het gesê die span het hard gewerk om 'n mededingende motor vir Spa-Francorchamps voor te berei en dit was frustrerend dat die wedren so vinnig geëindig het. Russell het bygevoeg dat sulke voorvalle deel van Formule 1 is, maar dit bly moeilik om te aanvaar wanneer 'n goeie uitslag binne bereik was. Belgiese fietsryer Remco Evenepoel het Sondag 'n indrukwekkende oorwinning behaal deur die 15de skof van die Tour de France te wen. Met 'n sterk klimvertoning het hy sy mededingers geklop en sy eerste skofsege van vanjaar se Tour ingepalm. Evenepoel het uitstekende vorm gewys op die uitdagende bergroete en daarin geslaag om die algehele voorloper Tadej Pogačar agter te laat. Die Suid-Afrikaanse dameshokkiespan begin op 16 Augustus aan 'n veldtog by die FIA Hokkie Wêreldbeker 2026 wat van 15 tot 30 Augustus in Nederland en België aangebied word. Suid-Afrika se in groep D saam met Engeland en China en Indië geloot. Die Protea se eerste groepwedstryd is op 16 Augustus teen Engeland by die Wegener Stadion in Amsterdam in Nederland. Daarna wag nog 2 moeilike groepwedstryde teen China en Indië. Die Junior Springbokke se oorwinning in die Wêreldbeker onder 20 kampioenskappe het weer eens bewys dat Suid-Afrika oor 'n besonderse sterk pool jong rugbytalent beskik. Die span se sukses is nie net 'n prestasie op sigself nie, maar ook 'n belangrike belegging in die toekoms van Springbok rugby. Suid-Afrika se rugbystelsel van skole en universiteitsrugby tot provinsiale, akademies en franchises speel 'n groot rol in die ontwikkeling van jong talent. Die onder 20 span dien as 'n belangrike skakel tussen junior rugby en die senior professionele vlak. Baie spelers wat vandag die groen en goud van die Springbokke dra, het hulle loopbane juis in die junior Springbok spanne begin. Hoewel nie elke junior Springbok uiteindelik 'n senior Springbok sal word nie, het die spelers nou bewys dat hulle die potensiaal het om op die hoogste vlakke te speel. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1128, Polokwane 824, Lephalale 1328, Mbombela 827, Mahikeng 925, Pretoria 1024, Johannesburg 822, Ermelo 521, Kalahari 1228, Gaborone 826, Richards Bay 1326, Pietermaritzburg 823, Durban 1322, Port St Johns 1121, Pongola 1227, Maputo 1727, Bethlehem 419, Bloemfontein 621, Allewal Noord 520, Welkom 821, Vryburg 923, Kimberley 920, Appington 1226, Prieska 724, Springbok 721, Karasburg 1126, Keetmanshoop 1226, Mariental 1127, Alexanderbaai 916, Brandvlei 721, Loederitsbaai 1221, Vredendal 717, Kaapstad 1017, Sutherland 315, George 918, Jeffreys Bay 1019, Geberra 919, Graaff-Reinet 615, Kaaphooglas 817, De Aar 720, Molteno 415, Beaufort Wes 818, Oos-London 919, Mabalane 1631. Ons verkorte weerberig vir vandag: Limpopo warm tot baie warm met sonskyn, 'n paar buie is moontlik in die ooste. Mpumalanga gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie, veral oor die Laagveld. Gauteng koud tot koel vroeg, later sonnig en aangenaam. Noordwes provinsie sonnig en droog met matige temperature. Die Vrystaat koue oggende met ryp op sekere plekke, sonnig en koel gedurende die dag. KwaZulu-Natal bewolk langs die kus met enkele buie, warmer in die binneland. Die Oos-Kaap koel tot warm met gedeeltelike wolke, enkele buie in die ooste. Die Wes-Kaap koel met gedeeltelike wolke, sterk winde langs die Suidweskus. Die Noord-Kaap sonnig en droog en koel tot warm, wind kan in die middag toeneem. Ons markaanwysers vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.52 teenoor die Amerikaanse dollar, die pond kos R22.20,
'n euro verhandel teen R18.86. Die Australiese dollar kos R11.56. 'n yen kos 10 sent. Die prys van platinum is $1,597. Palladium se prys is $1,261. Die prys van goud is $4,009. Die prys van silwer is $56.47. Brent olie per vat is $88.15. Gedagte vir die dag: jy kan nie gister verander nie, maar jy kan vandag gebruik om môre beter te maak. Hou aan glo, werk hard en moenie moed opgee nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.